Oral in die nuus, in die koerante, op die internet, oor die radio, hoor 'n mens van die onderwyskrisis in Suid-Afrika. Vandag praat ek met iemand na wie ons miskien moet luister vir antwoorde. Professor Russell Botman, direkteur en fisiekanselier van die Universiteit van Stellenbosch, is iemand wat die akademiese leer tot heel bo geklim het. Hy het gegaan van die vlaktes van die Vrystaat tot iemand wat lesings by Princeton in Amerika gee. En vandag leer ons hom 'n bietjie beter ken. Voordat ons nou die land se probleme begin oplos, kom ons begin eers by Prof. U is gebore in die Vrystaat. Sien u jouself as 'n Vrystater? Ek sien myself as 'n Vrystater wat uit Bloemfontein uitkom, ja. En ek het daar groot geword, my skooljare daar gehad. As 'n baie jong kind. Wat was Soweto van u toe skool gegaan in Soweto? Ek het skool gegaan in Kliptown Hoërskool wat in Soweto is, ja. Vind jy dit moeiliker as 'n leier van 'n gemeenskap of 'n rektor van 'n universiteit? By 'n universiteit en by 'n kerk soos waar ek gewerk het jy mos nou maar 'n kerkraad en 'n universiteitsraad. Maar 'n universiteit is baie meer kompleks. Dis die gewone vrae van die lewe wat 'n universiteit maak wat hy is. Maar jy vra maar net meer vrae en jy vra dit dieper. En as 'n rektor van die universiteit is dit lekker vir my om met mense te werk. Ek is baie gelukkig in my werk. Baie mense wonder daaroor en hulle sien al die debatte wat rondom die universiteit aangaan. Ek is letterlik 'n baie gelukkige mens in my werk. Mens kan dit sien. Ja, dankie. Prof, enige opinies gehad oor die Universiteit van Stellenbosch voordat u hier aangestel is? Ja, kyk, ek het in 1976, toe ons gekom het na Stellenbosch toe met die groot getal 43 studente van UWK en die 3 professore, toe moes ons van oor af begin dink, hoe soek ons na mekaar, hoe vind ons mekaar, en daarvandaan begin vra, wat beteken dit om nou in een struktuur te sit, om in een gebou te sit. So dit was 'n lekker poging om diversiteit reg te kry, en dit was 'n uitdagende tyd, maar ek moet veel sê, ek het die lesse wat ek daar geleer het, help my nou nog in my werk as rektor. Wat is die inspirasie? Die mense wat my lewe vervul met blydskap en met dankbaarheid, is die jong mense wat ek elke keer hier ontmoet op hierdie plek, op hierdie dorp, wat vir my 'n gevoel gee dat hulle dink, hulle het 'n toekoms. En dit is 'n groot verskil, want ek ken soveel ander mense in ander omgewings wat dink hulle het nie 'n toekoms nie. En die groot vraag nou is, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons dit regmaak? Hoe gaan ons help dat daai jong mense aanhoudend dink, daar is 'n toekoms, en hoe maak ons dit waar in hierdie tye? Russell se akademiese rekord en loopbaan is uiters indrukwekkend, maar dis al die ekstra aktiwiteit daarop wanneer 'n mens werklik besef watter kaliber persoon hy is. Hy is op die redaksionele raad van Theology Today, 'n Campbell Scholar by die Atlanta Theological Seminary in Amerika, direkteur van Higher Education South Africa en 'n trustee van die Afrika Instituut vir Wetenskap. En dit is maar net die begin van die lys. Professor, vertel ons 'n bietjie van die Hope Project. Wat die Hope Project wil doen is om net vir mense hier op hierdie dorp te sê, kom ons veronderstel hierdie dorp is 'n klein Suid-Afrika. En ons begin doen wat ons dink kan in die hele land gedoen word. En dit is lekker om te sien hoe jong mense 'n gevoel kry van hulle kan ons leiers word van hierdie land. Ek sê altyd die belangrikste rede hoekom ek my werk doen, is omdat ek dink daar gaan weer maties wees in die kabinet eendag. En hulle gaan 'n totaal nuwe soort mens wees. Wat wil u nog in u tyd sien gebeur in die land? Wat ek wil sien gebeur is dat ons die doelwitte wat in die nasionale ontwikkelingsplan opgeskryf is en wat goedgekeur is op klomp plekke en deur COSATU en 'n klomp ander mense teëgestaan word, dat ons daai doelwitte gaan bereik. Want dit sê vir ons, daar gaan 'n toekoms wees vir die jong mense. Die vraag is nie meer, wat maak ons met die klomp wat nou beklei nie? Die vraag is, wat maak ons met die klomp wat nog 'n toekoms het?
Baie mense is slim en het 'n hoë IQ, maar min mense is werklik waar wys. Professor Botman is nie net slim of wys of 'n goeie leier nie. Hy's ook 'n man met 'n hart vol hoop. Dis die tipe mens wat eendag 'n goeie president sal maak.